Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Kyk, soos julle weet, doen ons mos nou 'n reeks elke Sondagmôre uit die Evangelie van Lukas uit, right? Ons is nou by hoofstuk 24 en ek dink dit is nou my 8ste boodskap uit hoofstuk 24 uit. En in die aande doen ek met julle Esegiel, right? So vanaand kyk ons na Esegiel, maar vanmôre as jy jou Bybel hier het, kom ons gaan na Lukas hoofstuk 24 en dan begin ons lees vanaf die 46ste vers. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Nou stop net vir 'n oomblik daar. Dit is wat Dr. Lukas geskryf het. Sy verstaan, toe hy sy onderhoude gevoer het, in hoofstuk 1 vir duidelikheid, hy het met baie ooggetuies gaan onderhoude voer, met al die lewende apostels, voordat hy hierdie evangelie neergepen het. Lukas is deel van die synoptiese evangelies. As jy wonder wat dit is, nou eerste 3, Matteus, Markus en Lukas, die eerste 3 is synoptiese evangelies. Dis 'n synopsis. Dis soos 'n bird's eye view, 'n kyk van die begin tot die einde van Jesus se lewe. Dis nie wat jy kry as jy die evangelie van Johannes oopmaak, die 4de evangelie. Wanneer jy evangelie van Johannes lees, het jy die evangelie opgeteken 20 dae in Jesus se lewe. Groot verskil. Die evangelies, synoptiese evangelies, dek 'n hele van hulle, van spesifiek 2, dek 33 jaar van Jesus se lewe. Johannes, 20 dae. Net 20 dae opgeteken. So, hoekom sê ek dit vir jou? Omdat wat Lukas nie gedoen het, wat jy sien in Matteus, wat jy sien in Markus, is in die ander 2 synoptiese evangelies, staan in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, so op dieselfde trant wat Jesus hier praat, né? En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Lukas het dit nou nie gesê nie, maar Matteus sê dit. En Markus sê dit ook. Markus sê, en hy het vir hulle gesê, in hoofstuk 16 vers 15, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. So dit is wat die ander 2 synoptiese evangelies vir ons leer. Hoekom sê ek dit? Want Lukas 24 sê hy vir hulle, die Christus moes ly, sterwe, begrawe word, maar op die 3de dag uit die doodheid opstaan, en nou moet bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. Nou ons het 2 weke gelede gekyk na die woordjie vergewing van sondes. Wat beteken dit? As jy dit gemis het, dis op die YouTube kanaal, so gaan kyk daar. Verlede week het ons gekyk na die woordjie bekering. Wat beteken 'n skriftuurlike, waaragtige bekering in die Bybel? En ons het almal gesien, daar's 3 dinge betrokke. Kom tot inkeer en bekeer jou, né?
waar metanoia plaasvind en epistrepe waar ek kom tot 'n besef, ek is 'n sondaar, ek het die Here nodig, dan draai ek om na God toe en dan kom ek met berou, 'n najammerte. Ek vra hom om vergifnis. Hoekom? Want die jammerte van hierdie wêreld kan jou nie red nie. Maar wanneer jy waaragtige berou het volgens die Bybel oor jou sondes, kan die Here jou vergewe. Dit het ons nou verlede week gesien. Vandag wil ek praat oor. Nou as ek my dan bekeer het tot die Here en ek bring my hart na die Here toe en hy vergewe my sondes. Wat is die volgende ding wat dan onmiddellik gebeur? Die Bybel sê en laat jou doop. Jy sal sien in Handelinge hoofstuk 8, die oomblik toe hierdie man die evangelie hoor in Handelinge 8, die hofdienaar vir die heel eerste keer in sy lewe. Toe die Bybel sê, toe verkondig hy hom die evangelie van Jesus, Handelinge 8. En toe hulle by water kom, toe sê, daar's water, wat vinder my om gedoop te word? Toe sê, as jy glo met u hele hart. Toe Ananias by Paulus kom, wie se naam eers Saulus was, toe hy by Saulus kom, Saulus kom, op die Damaskuspad, en hy kom in die stad, toe sê hy, staan op, en laat jou doop, wat versuim jy? So ek wil met jou 'n paar minute vandag praat oor my gewete voor God, 'n saak van my gewete. Want jy sien, in 1 Petrus hoofstuk 3, skrywe Petrus, vers 21, die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Wat? Ek dog dis die bloed van Jesus wat my red. Hoekom sê Petrus dat die doop jou red? Kom ek sê, waarvan red die doop jou? Ons red nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, ek word gewas met seep en water nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. So die doop red my van 'n slegte gewete. Wanneer ek weet wat die woord sê en ek doen dit nie, het ek 'n slegte gewete. Ek staan skuldig voor God. Ek weet hier in die Bybel staan ek moet dit doen en ek doen dit nie. Wat gebeur dan met jou? Dit pla jou. So ek wil met jou praat vir 'n paar minute vanmôre oor 'n saak van my gewete voor God. En wat is dit? Het jy jou laat doop? Nou ons het van COVID af, het ons letterlik honderde mense gedoop oor die hele Suid-Afrika. Mense vlieg in, hulle word in die week hier by ons gedoop. Onthou, ons het honderde duisende mense, ons het miljoene views op ons video's. So baie keer kom mense vlieg in, ons stap die water in, ek roep al die personeel en ons doop mense in die week, mense wat net in die week kom wat nie Sondag hier by ons is. En oral by kerke waar ons kom, waar ek diens hou, tydjie 30 mense, 20 mense op 'n slag, doop ons oor die hele land. Maar vanmôre is ek hier by my eie gemeente. En ek vra vir jou, het jy jou gewete voor God gereinig? Want dit kan alleenlik gebeur as jy doen wat die Here sê. Want die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, maar dit is my verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees teenoor die Here. So ek het hierdie vraag wat ek wil vra, en dit is, hoe staan die saak van my gewete voor die Here? Nou, het jy al 'n stryd gehad oor die doop? Nou, ek kom van die gereformeerde kringe af, my agtergrond. Ek was 20 jaar oud toe ek Pinkster geword het. So ek kom uit 'n baie streng gereformeerde agtergrond uit. En ek wil nou nie veel daaroor sê nie. Maar ek onthou, toe ek by Jesus gekom het, die dag toe ek my bekeer het en die Here my siel red en ek is wedergebore, toe was dit nie eers meer vir my 'n kwessie van 'n stryd nie. Ek het net geweet, hierso in die Bybel staan ek moet laat doop en ek moet my laat doop. Maar baie mense het hierdie gewetenswroging in hulle binneste. Hulle het hierdie worsteling. Maar is ek dan nie gedoop toe ek 'n babatjie was deur dominee so en so? So nou die dag, maar ek sê nou die dag, ja, paar jaar terug, dis ek in Kempton Park by die Bybelgenootskap. En pastoor Pieter Roodeem kry my daar en hy sê vir my kollega Raymond, ek wil jou voorstel aan dominee Delport. En nou sy so trots om my
aan een van die hoofdominees wat daar was by die Bybelgenootskap om my hom voor te stel. En hy sê, kan ek jou voorstel aan Dominee Delport? En ek is like, Pieter Rodium, jy kan nie 'n man voorstel wat ek ken van my geboortedag af nie. Ek sê hierdie man, en hy hak toe uit en hy sê, dis reg. Hy sê, hy onthou my. Hy sê, ek het hom in Salisbury in Rhodesia, het ek hom gedoop. En ek is like, Dominee, jy moet nou staan en ons praat hier in die Bybelgenootskap nie. Nou begin hy lag, en nou Pieter Rodium lag. Ek sê, Dominee, jy weet, jy het my besprinkel, right? Ek sê, look in my eyes. Ek sê vir jy het my nooit gedoop nie, right? Toe ek 'n babietjie was, ek het my nie teëgesit nie. Ek sê, jy het my besprinkel, hy begin lag. Hy sê, ja, ek weet daai storie. Ek sê, nee, wag. Ek sê, wat gaan hier aan? En Rodium sê, come on! Hy sê, Dominee Delport, vertel nou vir Raymond wat jy gedoen het. Hy sê, wel, ek was nou die dag in Israel en ek het my laat doop in die Jordaanrivier. En ek sê, das sy. So julle gaan land uit en laat julle daar doop. Right, okay, I get it. Ek sê, nou ja, so dit was nou net goed om die man in die oë te kyk wat my besprinkel het en te sê, dis nou op die regte manier gedoen. Jy kan die sin van die doop, kan jy net verstaan vanuit die Nuwe Testament. Geen ander plek. En vanuit Jesus se opstanding uit die dood uit. Nie op 'n ander manier. Om in die naam van Jesus Christus gedoop te word, beteken ek vereenselwig my met die een wat gekruisig is, begrawe is en uit die dood uit opgestaan het. Die Nuwe Testament, wanneer hy praat van die Christelike doop, sou selfs so ver gaan, jy kan in Handelinge sien, al het hulle mense gekry wat geonderdompel was deur Johannes die Doper, dan sê hulle, nee, dit was 'n ou doop daai, julle moet nou, ons gaan vir julle reg doop. As jy nog gaan kyk in Handelinge hoofstuk 19, dan sien ons, Paulus kom daar in die bostreke van Korinthe, en hy kom by Efese, en hy kry sommige disippels, en hy sê vir hulle, met watter doop is julle gedoop? Hierdie mense gee uit, hulle is Christene. En Paulus kyk hulle so, daar staan in Handelinge 19, vers 3. Hy sê vir hulle, wag, kom julle bietjie. Hy sê vir hulle, sê bietjie vir my, met watter doop is julle gedoop? Hulle sê, ons is gedoop met die doop van Johannes. Is jy enige wat ons gedoop het nie? Johannes die doper, hy het ons gedoop. Paulus gee hulle net so een kyk. Hy sê, broers, Johannes het gedoop met die doop van bekering, dat die volk moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. Here, hy het gesê, julle moet glo in Jesus. En julle het toe nou geglo. Bybel sê, en toe hulle dit hoor, toe is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Toe doop hy hulle op die Christelike manier. So ek vra nie, is jy al gedoop? Hoe is jy gedoop? Wat het gebeur nie? Kom ek en jy, vir 'n paar minute, kom ons gaan kyk net Bybels gesproke, uit die skrif uit. En ek wil nie argument voer met mense nie, ek wil net vir jou uit die Bybel uit wys. Hoe kyk 'n werklike wedergebore kind van die Here na die Bybel as dit kom by die doop? Dis iets wat jy moet verstaan. Want dis tog 'n bede tot God, sê Petrus, om 'n goeie gewete. In ander woorde, ek het gedoen wat u gesê het. Nou wat het die Here gesê? Want onthou, as jy voor die doopkwessie kom staan, een van ons kollegas, hy lewe nou nog, maar hy's oud en afgeleef. Hy moet nie vir hom sê ek het dit gesê nie, maar hy's nou ou man. Dis dan net hoor hy my, is Dr. Ruben van Eyck. Nou Dr. Ruben van Eyck, hy het eendag 'n boekie geskryf met die titel Die regbank van jou gewete. Die regbank van jou gewete. In ander woorde, jou doop word 'n regbank, 'n plek waar jy gaan veroordeel staan, gaan jy dit doen of nie? Gaan jy gehoorsaam wees of nie? Want hoe anders sal my gewete tot rus kom, tensy ek doen wat die Bybel sê? As ek wil hê my gewete moet tot stilstand kom en rustig raak in my, dan moet ek mos doen wat die skrif sê. Anders sal my gees mos die heeltyd in my verontrus wees. Jesus sê, gaan maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy maak dit 'n instelling.
En omdat dit te doen het met my saligheid, word dit 'n heilige sakrament. Die kerk van Christus het net 2 heilige sakramente, en net 2. Die heilige nagmaal, hier is hy voor jou. Die heilige nagmaal. Hoekom is dit heilig? Hoekom is dit 'n heilige sakrament? Want dit spreek van die heilsgoedere. Die brood spreek van sy liggaam, wat hy vir ons aan die kruis gegee het. Die beker spreek van sy bloed, wat van die kruis afgedrup het. Dit spreek van die sterwe, die kruisiging van Christus. En die Bybel sê, in 1 Korintiërs 11, totdat hy weer kom, in ander woorde ook van sy opstanding. So, die heilige sakrament moet ek en jy onderhou. En ons moet dit gereeld doen. Maar wanneer dit kom by die doop, is dit ook 'n heilige sakrament. Want wanneer ek in die doopwater ingaan, dan word ek saam met hom begrawe. Romeine 6 vers 4 sê, ek is saam met Christus begrawe. En as ek uit die water uit opstaan, staan ek in 'n nuwe lewe op, saam met Christus. So die 2 heilige sakramente is heilig om te onderhou. Jy sterf net eenmaal in Christus. Jy kom net eenmaal tot wedergeboorte. So jy kan net eenmaal op die korrekte Bybelse wyse gedoop word. Al die ander is namaaksels daarvan. So, en as ons gaan kyk na die orde leer van die Bybel, as jy Hebreërs 6 gaan oopmaak, daar het jy die hele orde leer van die Bybel. Orde, in ander woorde om te sê, waar begin ons en waar gaan ons heen? Nou, daai orde leer in Hebreërs hoofstuk 6 begin met preek Christus, bring die evangelie vir mense, bekering uit dooie werke, in ander woorde draai om na God toe, bekeer jou, geloof in God, in Christus as saligmaker, en die leer van die doop. Daarna handoplegging. Nou lê ons hande op en bid vir siekes en mense. Dan preek jy oor die opstanding van die dode en dan preek jy oor die ewige oordeel, oor die eindtyd. Dis die orde leer. Geloof in Christus en dan eers kan jy gedoop word. So vriende, as ek nou doeteenvoudig vir jou net kan 5 punte uitlig. Ek sal dit kort doen. Ek gaan reguit na die punt toe. As ons praat oor 'n Bybelse doop, hoe moet ek daarna kyk? Ten eerste, Handelinge 22 vers 11 spreek, wanneer my sondes afgewas is. Hy sê, staan op, laat jou doop, waarom versuim jy, laat jou sondes afwas. Nou, wanneer ek na Jesus toe kom, en ek bely my sonde, soos ons die afgelope 2 weke gesien het, met vergewing van sondes en bekering, ons was nou klaar daar, kan nie weer terug gaan soontoe nou nie. Wanneer dit gebeur het, moet ek illustreer en wys, wat het die binnekant gebeur. Die old man, die ou sondige mens, het mos nog gesterwe in Christus. Die Bybel sê in Romeine 6 vers 11, reken dat jy vir die sonde dood is. Tree op asof jy dood is vir sonde. So as die sonde teen jou deur kom klop, en die sonde staan vir jou en loer, dan moet jy vir hom sê, hey, ek is dood, en 'n dooie mens kan niks doen nie. So just move on. Klop by die volgende deur. Gaan nie by my werk. Reken dat jy vir die sonde dood is. So wanneer ek my laat doop, dan sê ek dat ek in Christus Jesus die afwassing van my sondes beleef het. Jesus het my sondes weggewas. Net soos wat hierdie water nou oor my spoel. Die tweede baie belangrike ding is, dis 'n begrafnis. Onthou, die watergraf is wat die doop is. Romeine 6 vers 4 sê, julle is saam met Christus begrawe deur die doop in sy dood. So wanneer ek my laat doop en ek gaan af in die water, dan sê ek, daai man wat gekruisig is, Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het, ek identifiseer met hom. Ek het gesterf in hom en hy was begrawe in 'n graf vir 3 dae en 3 nagte. Ek gaan nou in my watergraf, julle saam met hom begrawe en ek sak in die water af en God dank, ons gaan nie te lank daar hou nie. Okay? Bring ons op, want hy het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan. So die dood is 'n watergraf vir die gelowige om voor oë te bring en te illustreer aan almal wat met my gebeur het. Wat het met my gebeur? Hier binnekant, ek het my hart vir Jesus gegee.
Ek het aan hom gesterwe en ek is nou 'n nuwe skepsel. En ek reken dat hierdie ou sondige natuur wat hier in my rondhang, dat ek ignoreer hom, ek wil met hom niks te doen hê nie. Ek het nou die nuwe goddelike natuur ontvang in Christus Jesus. En natuurlik spreek die doop derdens, behalwe vir die afwassing van sonde en begrafnis, van my redding. Dit red my van 'n slegte gewete, soos Petrus sê, waarvan die teebeeld die doop julle nou ook red, as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Here, ek het gedoen wat U vir my gesê het. U het gesê, wil jy gered word? Hier staan in Markus 15, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Wil jy gered word? Bekeer jou, draai na God toe en laat jou doop en jy sal gered word. Was jy al daar? Dis die vraag. En natuurlik word dit dan 'n stap van gehoorsaamheid. Nie vir 'n nuttige rede nie. Ek laat my nie doop vir 'n nuttige rede nie. Die enigste rede waarom ek my laat doop het, is ek is gehoorsaam aan God se woord. Punt. Ek doen dit want hy het so gesê, nie omdat hy dink ek is vuil nie. Hy het gesê, doop moet plaasvind in die naam, sê Jesus, van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die naam. Een God, een middelaar, een Jesus. Doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dis 'n stap van gehoorsaamheid. Jesus het dit beveel en ek dink dis net baie goed om iets wat Jesus beveel het te doen. Nie almal dink so nie. Want Lukas hoofstuk 7 sê, die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hulle nie laat doop. Hulle was ongehoorsaam aan die Here. Hulle het hulle nie laat doop nie. Daar staan letterlik, hulle het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie te laat doop nie. So iemand wat opsetlik, doelbewuslik, nou dat jy die waarheid sien, sê ek gaan dit nie doen nie want ek wil dit nie doen nie. Ek wil nie in jou skoene staan nie. Ek wil nie die raad van God opsetlik, doelbewuslik verwerp nie. Behalwe vir afwassing van sonde, my begrafnis, die redding van my siel wat geopenbaar word, en my stap van gehoorsaamheid is dan nog 'n baie belangrike ding. Die doop spreek ook van my geloofsbeoefening. Want onthou, hier is toe die ding. Ek mag alleenlik gedoop word nadat ek Jesus Christus as my Here en Saligmaker bely het. Ek mag nie voor dit gedoop word. Nie die Nuwe Testamentiese doop. Toe hy vir hom die evangelie gee, vers 35 van Handelinge 8, toe sê Filippus vir hom, maar daar's water, sê hy vir Filippus, wat verhinder my om gedoop te word? Hy sê, as u glo, dat Jesus Christus die Seun van God is, kan jy gedoop word. Hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Stop die water. Hulle het al twee in die water afgeklim en het hom gedoop. En toe hulle uit die water uit opklim met die Gees om weggeneem. Ek het op 'n waagry met 'n klomp osse en wat hulle getrek het. Hulle het baie water op die waag gehad. Ek moes sommer daar een van die kruike gevat en so 'n handvol water oor hom gegooi nie. Nee, hy het verstaan. Ek moet by 'n plek kom waar daar genoeg water is om my lyfie daarin te kry. Sê maar daar, ek sien daar, ons is nou by 'n rivier of by 'n oase, daar's water. Hy sê maar dan kan jy gedoop word. Jy kan nie gedoop word as jy nie bely dat Jesus die Seun van God is. En daarin misluk kinderbesprinkeling geheel en al. Daar dop dit die toets. Geen babatjie kan dit bely nie. En daar's niks meer fout om 'n babatjie na die Here toe te bring nie. Jy kan hom onder die water druk, jy kan hom nat spat, jy kan hom 'n naam gee, jy kan met hom doen net wat jy wil. Maar dit verander nie die feit dat hy is gedoop totdat hy Jesus Christus uit sy eie uit aanneem. Daar's nie een vers
in die hele Nuwe Testament waar 'n baba gedoop is nie. Not one. Want elke vers en daar's meer as 60 oor die doop verwys altyd in die konteks na iemand wat geglo het. Jy kan na elke teks gaan kyk. En so kan jy deur jou hele Bybel werk en jou ontdekking gaan wees, soos jy nou lus is om 'n toets te doen vir jouself, dan gaan jy na al 60 tekste toe, daar's 62 om presies te wees. Een te doen met skorrelgoed, daar's nog 'n ander een, maar die ander 60 sal jy sien in elke geval 60 keer is iemand wat eers tot bekering gekom het, tot kennis van Jesus. So jou doop is alleenlik geldig as 'n Nuwe Testamentiese doop die dag as jy Jesus bely as jou saligmaker, jou redder en jou verlosser. Was jy al daar? Het jy dit gedoen? En as jy sê ja, dan mag jy gedoop word. Die skrif se getuienis is dan, so die heilige doopsakrament is net vir gelowiges. Ons doop nie sondaars nie. Ons doop net gelowiges. Ons doop nie kinders nie. Ons doop nie groot mense nie. Ons doop nie volwassenes nie. Ons doop nie ou mense nie. Nee. Ons doop nie mense nie. Ons doop gelowige mense. Ons doop Christene. Of jy 10 jaar oud is, of jy 100 jaar oud is, of jy 80 jaar of jy 20 jaar oud is, wanneer jy by Jesus gekom het, dan is jy kandidaat om gedoop te word. So om te sê, pastoor, Dokter, sal jy vir my groot doop? Want ek sê altyd vir mense, ek kan dit ongelukkig nie doen. Ek sê, ek kan jou doop van die gelowige gee, maar groot doop kan ek dan nie doen, want ek weet nie wat dit beteken nie. Ek weet wat dit is om 'n gelowige te doop. So my doop as gelowige is in die volste sin van die woord gehoorsaamheid. So ek weet, ek het nou al deur die jare gaan sê mense vir my, ja maar my ouma, my oupa, my predikant, wat gaan hulle nou dink as ek my nou laat doop? En wat gaan hulle nou sê? Maar kom ek jou iets vertel, wat my bang maak, is wat Jesus van my dink. Dit maak my nie bang wat my ma, my pa, jy weet, toe ek my nou laat doop met my ma's, ek weet, jou oupa gaan nie daarvan hou nie, Raymond. Jy weet, hy is leuke prediker, as Dominee Delport nie preek, en hy is weer terug by Dominee Delport. Sy sê, jy weet, as Dominee Delport nie preek, en preek jou oupa, hy is 'n leuke prediker, en kyk, hierso sy preekboek, en sy preekbundel, sy het hom soms vir my gegee, en sy is like, my kind, hoekom het jy dit gedoen, dis mos, en ek is like, mamma, dis wat die Bybel sê. Daar's 'n teks in Matteus 10 vers 37 waar Jesus sê, wie sy vader of sy moeder bo my liefhet, is my nie waardig. You choose. As jou ma en jou pa vir jou meer beteken as Jesus, fine. I can't live like that. Jou seun of jou dogter, staan so geskryf. Wie vader of moeder, seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig. Ek gee hom wat my seun sê, ek gee hom wat my dogter sê, ek gee hom wat my vrou sê, ek gee hom wat my man sê, ek gee hom wat my pa, my oupa, my ouma sê, ek gee hom wat dominee sê, ek gee hom wie wat sê nie. As dit by hierdie saak kom, dan is dit, wat sê Jesus? That's the question. Nie wat dink by familie en mense. So, in Handelinge 22:16 sê Paulus, toe Ananias by my gekom het, toe sê hy vir my, so, nou, waarom versuim jy? Staan op en laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep, man. Toe hy daar by ou Saul kom, toe die Here hom net gered op die Damaskuspad, hy kom maar ingestap Ananias, en hy lê hom, en hy gryp Paulus, en hy lê sy hand op hom, hy sê, broeder, laat jy weer kan sien, en sy oop gaan, hy sê, wat sit jy, so staan op, laat jou doop. En Paulus, want sy nuwe naam word toe Paulus, hy staan op, en hy het hom laat doop. So vriende, ek het 'n storie om julle te vertel, ten slotte. Ek het 'n ervaring gehad met Dominee JJ. Hy het 'n bynaam gehad, JJ. Hy is eintlik JJ Engelbreg. JJ was op 'n stadium in Namibië en hy het 'n kerkdag gehad. Toe dat kom die, glo jy hulle wil of nie, miskien hoor iemand my in die Vrystaat vandag, die Vrye Christelike Gereformeerde Kerk. Jy weet, daar is so kerk soos die Vrye Christelike Gereformeerde Kerk. Hulle het so 'n paar gemeentetjies gehad daar in die Vrystaat. En een was in Frankfurt.
So, en ek was predikant, ek is die pastoor daar van die gemeente, en Dominee JJ, sy kerk is so skuins oorkant my huis. En ek het vreeslik gehou van die ou dominee. Hy was 'n inkennige man. Ek het net 'n liefde vir die ou man gehad. Hy was regtig oud. En afgeleef, ver op sy dae. Hy het uiteindelik afgetree in Namibië, toe soek hulle predikant in die kerk. Hulle sê nie wat jy kan maar kom, want hy's 'n geel jas. Kan julle glo? Nie 'n geel jas nie, geel jas. Weet julle wat beteken geel jas? As jy nie weet, ek gee die woordeboek. Maar dis iemand wat glo in die eindtyd leer van die skrif. So Dominee JJ, hy glo in die wegraping, hy glo in die 7 groot verdrukking en die 1000 maar so kan ek lekker kuier. So ek en hy het ure, het ek en hy gesit, ek en die ou dominee, dan praat ons net Bybeltekste, ek en die ou man, te lekker. Ek is hierdie jong predikant, ek is 22 jaar oud, en hy is omtrent amper wel, ek wil amper sê 82, maar kom sê, was 72. En ons twee kuier net hond uit 'n bos uit. En eendag sê hy vir my, hy sê, broertjie, hy het altyd genoem broertjie. Hy sê, broertjie, ek het vir jou nuus. Sê, ja dominee. Hy sê, ek tree nou regtig af hierdie keer. Ek gaan nou in Waverley, Pretoria bly. Ek sê, ai dominee, ek en jy is dan sulke groot vriende. Kan jou baie mis. Anyway, hy stoot daar weg. Yes, hy was net 'n ruk weg. Hier lê my foon. Nou nie selfoon nie, was nie daarvoor selfoon. Ek telefoon op. Ek sê, hallo. En hy sê, broer Raymond, dis JJ. Ek sê, dominee, wat maak jy op die lyn? Waar is jy nou? Hy sê, nee, ek bel met Waverley uit. Hy sê, ek wil jou sien, jy moet kom. En ek is yes, dis 150 tot in Kempton Park, en dan nog 50, 200 km, is baie geld, net daai jare. Ek nou 200 ry en 200 terug, ek sê, dominee, ek sal 'n plan maak, ek kom. Okay, wat is jou adres? Kry sy adres. Ek sê, right, ek sien jou, ek sal môre by jou wees. Sit die foon, ek sê, Here, nou moet jy my help. Okay, daar ry ek, al die pad Waverley, Pretoria toe. Kom maar in, hier sit ek by hom. Nou dink ek, hoekom het JJ my 200 km laat ry, om hom te kom sit en praat? Hy kom ons altyd met my gepraat toe ek nog daar was. Trying to understand. En hy sê, het nou iets groots gebeur. Ek sê, ja. Hy sê, man, jy weet van Dominee Fritz Kemp? Ek sê, ja. Hy is mos die man wat so preek op Transwêreld Radio, en hy het oor 500.000 mense wat hom luister, en al die stories. Hy's ja. Hy sê, wel, ek het vir jou storie. Hy sê, wat is die storie, JJ? Hy sê, ek vertel jou. Hy sê, rukkie terug, toe kom Fritsie by my aan. Nou kuier ek en Frits, die twee dominees. Hy sê, en ek sê vir hom, Frits, jy moet jou laat doop. JJ sê vir my, nou, afgeleef die man. Hy sê, Frits het my so gekyk, toe sê hy, ek weet dis wat in die Bybel staan, en ek weet ek moet dit doen. Hy sê, maar JJ, as ek my laat doop, sny hulle my van Transwêreld Radio af. Dat is my bediening moeg. Hy sê, ek preek elke dag vir tussen 400 en 500.000 mense die evangelie. Hy sê, en as ek my laat doop, dan alles tot niet. Ek sê, Frits, jy lei nie 400 tot 500.000 mense nie, jy mislei hulle. Elke dag. Want jy het nou net vir my gesê, jy weet dis die waarheid. Op jou eie getuienis sê ek nou vir jou voor die Here, jy mislei die mense. Hy sê, woe! Hy sê, broer Raymond, hy spring daar op. Hy gaan daar na 'n kerk, ek wil nie al die name noem, ek ken die hele storie. Hy sê daar vir 'n pastoor in Pretoria, hy sê, ek wil my laat doop. Hy sê, wat? Hy sê, tap die water in. Sondag stap hy daar in, met sy vrou en kinders, jonge dogters ook. Hy sê, hy stap daar in met sy hele familie. En hy sê vir die pastoor, doop my. Hy sê, broer Raymond, ek wil jou vertel wat het gebeur. Ek sê, vertel my, ek is ene ore. Hy sê, toe die pastoor vir Frits klaar gedoop het, en dominee Frits kom so uit die water, en hy sê vir die pastoor, excuse me. En hy stoot hom so die pad uit. Hy sê vir sy vrou en sy kinders, kom, ek doop julle. En hy doop sy hele familie. Prys die Here. Wanneer jy die lig sien, maak saak of jy 'n dominee of pastoor is, maak saak wie en wat jy is nie. Maar wanneer jy die lig sien, you know that there's only one way to go. And that's a biblical way.
So, en dit is nou waar, en dit is seker so, dat baie van julle woon al lank hier by ons dienste by van ander kerke, en jy het jou nog nooit laat doop nie. Ek wil net vir jou sê, jy sal moet voor die Here gaan verantwoording doen as jy dit nie doen. Die regbank van jou gewete moet jy gehoorsaam. Die doop is nie 'n vrylike keuse as jy so voel nie. Dis 'n bevel. Dis in die imperatief. Jy doen dit. That's it. Daar's nie argument nie, daar's nie beklei nie. Hoe bly voel jy nou vanmôre dat jy jou laat doop het? Almal van julle wat gedoop het. Wonderlik. Nou wil ek nou by sê, die voordeel van ons hier by die kerk het, ons doopbad se water kan ons warm maak. En as dit nodig is, kan ek selfs vir jou seep voorsien. Ek het genoeg predikers hier in die kerk wat jou kan doop. Wat is fout met jou? Kos kopie tee. Just do it. Because God said it. Los jy argument. En as jy wraggies dit nog steeds nie verstaan nie. Kom sê dit vir pastoor Adrie, pastoor Quintus of vir my of Dok Gert of kry die lesing oor die doop en lees en bestudeer dit vir jouself. Die regte ding is, ook al versuim jy, staan op en laat jou doop in die naam van die Here, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis die regte ding om te doen, want dit gee God eer en glorie. Want jou doop word jou belydenis voor die hele wêreld. Ek het Jesus nou as my saligmaker en verlosser. Ek is in sy naam gedoop. Op sy bevel, in gehoorsaamheid aan hom, laat ek my doop. Dan bring jy eer aan die naam van Jesus. En wie wil dit nie doen? Dis wat ons doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat hulle wat daar buitekant nou luister oor die hele wêreld heen, of dit nou in Australië, Nieu-Seeland, in Engeland, Amerika, en al die plekke in Kanada, of dit in die UAE is, in Abu Dhabi, selfs oor die lengte en breedte van Namibië en Suid-Afrika, waar duisende mense nou kyk. Ek wil bid, Here, dat ook hulle vandag deur die Gees sal aangespreek word. Ek bid vir elkeen wat in hierdie plek vandag sit, dat hulle sal sê, genoeg is genoeg. Ek sit my nie meer teen nie. Ek wil doen wat die Here sê, in Jesus naam. Amen. So die goeie nuus is, vriende, ons doop Sondag, daar is nou Dinsdag aand, van 6:30 tot 7:00, het pastoor Adrie inligtingsaand oor die doop. Enige van julle wat belangstel, julle kan maar net in die ingangsportaal 'n vormpie kry, en hy is hierso na die diens, kan julle hom daar in die saal sien, en net jou naam opgee en sê, luister, ek wil my laat doop. So as enige wat hier sit, wat nou luister en sê, dit is my dag, jy is meer as welkom. So vriende, ons kom nou by die tweede heilige sakrament, en dit is die lyding, die dood, die begrafnis en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Wat tot die verbasing van sy disippels die aand toe hulle die Pasga maaltyd eet, vir die eerste keer iets sê wat hy nog nooit gesê het. En hy het al by verskeie geleenthede met hulle Pasga gehad in Jerusalem, maar nog nooit het hy die woorde gesê. En die woorde wat hy sê die synopsis evangelies vir ons, terwyl hulle daar sit, toe breek Jesus die brood, en hy sê vir die eerste keer in sy lewe, en hy het dit nog nooit gesê nie,
En hy gebruik al Pasga sy hele lewe deur. En hy sê, die brood is my liggaam wat vir julle gebreek. Hy het dit nog nooit voorheen gesê. Van die volgende dag word hy gekruisig. En hy vat die beker en hy sê, die beker is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hy het dit nog nooit gesê. En hy gee vir hulle die beker om te drink. Paulus sê dat die Here het, nadat hy die dood uit opgestaan het, die Here aan hom verskyn. En hy sê, die Here het gesê, so dikwels as julle saamkom, eet van hierdie brood en drink van hierdie beker, tot my gedagtenis, totdat ek weer kom. So vanmôre is dit jou geleentheid om na die Here toe te kom en te sê, Here, ek dank U dat dit vandag my geleentheid is. En ek doen dit tot U eer en U heerlikheid. U liggaam wat vir my gebreek is. U bloed, koningsbloed, wat vir my gestort word, tot vergifnis van my sondes. Die onderhouding van die tafel is 'n verklaring vandag, van jou kant af. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Dat hy vir my gekruisig is, vir my begrawe is, en vir my ook uit die dood uit opgestaan. En ek wil net sê, dis nie die tafel van 'n kerk nie. Behoort nie die volle evangelie kerk, lewende woord gemeente, is die tafel van die Here. So almal kan daarin deel hê, as jy gelowig is. Want jou verklaring is, ek sê dat Jesus die Seun van God is. Hierdie is 'n heilige oomblik, want ons roep in herinnering die Seun van God, wat in ons plek gekruisig is en die oordeel op hom geneem het, vir al die sonde van die wêreld. Kom ons eet van hierdie brood. Ons het deel aan sy liggaam. Ons het nie net deel aan sy liggaam nie. Ons het ook deel aan sy bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat spreek van volkome vergifnis, die prys is betaal. Kom ons drink van die beker. Hoe wonderlik, Here, dat ons mag deel hê aan dit wat U vir ons gedoen het. Versterk ons geloof. Dankie dat elke keer wat ons weer na die tafel toe kom, U opnuut dit aan ons bevestig, my kind. Dis wat ek vir jou gedoen het. Dankie, Vader, in Jesus lieflike naam. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.